Ons hemelse Vader, ons dankie dat U ons Vader is, deur die wedergeboorte wat U aan ons geskenk het, waar ons in ons natuurlike geboorte kinders van die toorn was, en U dit vir ons aangedui het deur die teken van die doop, die sondes wat ons mee gebore is, in sonde ontvang en gebore, maar deur U genade en barmhartigheid het U ons al van die moederskoot af geroep en verwelkom deel van U eiendom. En sodoende, Here, leer U vir ons wat dit is om U te volg, wie U is, wie ons van nature is, en om aan hierdie leer van ons lewe getrou vas te hou tot die einde toe. Dankie, Here, dat U vir ons versoening deur die Seun bewerk het. En Here, dankie dat U vir ons leer hoe om in die weë van Christus te wandel. En U het vir ons nie net die lewe van Christus gegee nie, maar U het ook vir ons die voorbeelde van die heiliges in die Ou en Nuwe Testament gegee. En alhoewel die heiliges dan stryd gehad het in hulle lewens en ons daardeur kan leer dat ons lewe vol stryd is, U vir ons wys dat U in die patroon wat U daar stel in U woord, wys dat U met ons in 'n rigting beweeg om ons al meer en meer na die beeld van Christus gelykvormig te maak, en dan, wanneer U weer kom, dat ons liggaam, siel en gees onberispelik voor U gestel sal word. Ons begeer om by U te wees, maar ons bid ook, Here, dat U vir ons wysheid sal gee om in hierdie lewe te wandel, en ook met betrekking tot ons hedendaagse omstandighede, het ons groot wysheid van U nodig, groot geduld. Help vir ons om die voorbeeld te stel, soos wat U dit vir ons daar gestel het, dat ons nie aan die verwagtinge van mense en heidene buitekant die kerk sal probeer voldoen nie, maar dat ons U as ons meester sal behaag, en sodoende is dit soms om die wêreld te gaan. Soms raak hulle kwaad vir ons, maar Here, ons word geroep om God eerder as die mens te eer. Daarom moet ons nie die eer van mense soek nie, maar U eer. Vra ons, Here, dat U met ons sal wees in hierdie strewe. Ons vra, Here, dat U met ons sal wees in die opening van U woord, dat U aan ons deur die Heilige Gees lig sal gee, versterking sal gee, en Here, dat U naam verheerlik word. Al hierdie dinge bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit U groot genade. In Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom uit Jesaja hoofstuk 39, vers 1 tot 8, hoor die woord van die Here. In die tyd het Merodag Baladan, die seun van Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hiskia gestuur, want hy het gehoor dat hy siek was en gesond geword het. En Hiskia was bly oor hulle en het hulle sy skathuis laat sien, die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy hele wapenhuis en alles wat te vinde was in die skatkamers. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hiskia hulle nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hiskia en sê vir hom, wat het hierdie manne gesê en waarvandaan het hulle na u gekom? En Hiskia antwoord, uit 'n ver land het hulle na my gekom uit Babel. En hy sê, wat het hulle in u huis gesien? En Hiskia antwoord, hulle het alles gesien wat in my huis is. Daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie. Toe sê Jesaja vir Hiskia, hoor die woord van die Here, van die leerskare. Daar kom daad dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders opgehoop het, tot vandag toe, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here.
en van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Toe sê Hiskia vir Jesaja, die woord van die Here wat U gespreek het is goed. Ook sê hy, daar sal tog vrede en bestendigheid wees in my dae. Die teks wat ons het van ons fokusgedeelte is dan vers 8. Toe sê Hiskia vir Jesaja, die woord van die Here wat U gespreek het is goed. Ook sê hy, daar sal tog vrede en bestendigheid wees in my dae. Die tema van ons boodskap, solank dit in my dae bestendig gaan. Solank dit in my dae bestendig gaan. Ons is hier by mekaar vir die doel om die Here te eer vir dit wat hy vir ons vir bykans, dis nou al amper 180 jaar, of meer as 180 jaar, oor 13 jaar van nou af vier ons die 200ste viering van Bloedrivier. So 187 jaar gelede, 1838, wat die Here vir ons deurgedraai het. En is in die besonders dat ons na ons verlede kyk en ons sien na alles wat gebeur het, dat ons voorouers die begeerte gehad het om vir hulle kinders 'n heenkome, 'n tuiste, 'n toekoms te maak. Elkeen wil 'n toekoms vir hulle kinders hê, of so neem ons aan. Maar hier sien ons doen Hiskia iets wat vir ons tot vingerwysing dien, 'n waarskuwing dien. Hiskia, moet ek van die begin af sê, was 'n goeie koning. Ons gaan kyk na foute wat hy gemaak het, en nie al die foute wat hy gemaak het nie, maar in die besondere fout wat ons maklik kan laat gly en laat val. En die woord van die Here leer vir ons dat Hiskia 'n goeie koning was. 2 Konings 18 vers 1 tot 3. En in die 3de jaar van Hosea, die seun van Ela, die koning van Israel, het Hiskia, die seun van Agas, die koning van Juda, koning geword. 25 jaar was hy oud toe hy koning geword het, en 29 jaar het hy in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Abi, 'n dogter van Sagaria, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Nou ons weet dat Dawid, uit wie se nageslag hy gekom het, ook voete van klei gehad het. En as ons dan sê, dit is om die Here te behaag, en om gehoorsaam te wees aan die Here, beteken nie om volmaak te wees nie. Maar die hele strewe van Dawid se lewe en die hele strewe van Hiskia se lewe was om God welbehaaglik te lewe. So ons kyk na geen volmaakte voorbeelde in die Ou en Nuwe Testamentiese heiliges nie. Ons enigste volmaakte voorbeeld is Jesus Christus, ons Here. En sodoende het ons in Hiskia se lewe sien ons dat Hiskia het siek geword, die Here het hom oor Hiskia ontferm, en Hiskia dan genees. En dan sien ons dat die Babiloniërs het gehoor dat Hiskia siek was, en dat hy gesond geword het. En ons lees in 2 Kronieke 26 vers 15 tot 16, iets wat Hiskia dan in sy skatkamers gehad het, wat hy vir die Babiloniërs gewys het, besonders was wat in die tydperk van sy vader was Agas, en sy vader Jotam en sy vader Hosea. So dit was in sy oupa Grootjie se tyd, waar daar wapentuig gemaak is
wat baie belangrik was en wat die Babiloniërs se hande gejuk het om dit in die hande te kry. En ons lees in 2 Kronieke 26 juis van koning Usia. Ook het hy in Jerusalem oorlogswerktuie gemaak, 'n uitvinding van 'n kunstenaar wat op die torings en op die hoeke moes staan om met pyle en groot klippe te skiet. En sy roem is verbrei, want hy is wonderbaarlik gehelp totdat hy sterk geword het. Maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen het en ontrou gehandel het teen die Here sy God. Want hy het in die tempel van die Here gegaan om offerrook te laat opgaan op die reukofferaltaar. So, koning Usia het sekere werktuie gehad wat hulle dan op sekere strategiese plekke op die muur geplaas het. En dan het hierdie werktuie dan groot klippe geskiet. En so ons kan agterkom, dit is een of ander manier waarop hulle dan die klippe en ook ander, waarskynlik 'n klomp pyle ook kon afskiet op die vyand. En ons weet dat die middeleeue was die catapults wat soveel vrees ingeboesem het, was waarskynlik teruggetrek na dit wat hier in Hizkia of in koning Usia se dae dan geskep is en ontwerp is. So ons kan sê dat koning Usia was een van die baie vroeë ontwikkelaars van wapens van massavernietiging. Altyd 'n voordeel vir 'n land as jy wapens van massavernietiging het. En opmerklik dat niemand het moeilikheid gesoek met Israel en Jerusalem in hierdie tyd van koning Usia nie. 52 jaar het koning Usia geregeer, en ons kan verstaan waarom Jesaja so ontsteld was in Jesaja hoofstuk 6 in die sterfjaar van koning Usia. En die hele volk in spanning was, omdat koning Usia 'n goeie koning was en hy hierdie werktuie op sy vyande laat losbrand het. En sodoende sien ons dat hierdie werktuie van die oorlog van massavernietiging weggebêre is, bewaar is in die skatkamers van die koning. En as jy daardie geheim het, het jy die voordeel. En so baie lank al het Babel gesukkel om sy vyande te oorwin. Die Assiriërs was die wêreldheersers gewees, alhoewel hulle nooit Babel as sulks kon oorneem nie, het die Babiloniërs in die skaduwee van die Assiriërs gestaan, tot en met 'n baie belangrike tyd. En dit is toe hulle 'n besoek afgelê het aan Hizkia. En Hizkia vir hulle al die oorlogswerktuie van sy op 'n grootjie gewys het, wat vir hulle die voordeel gegee het. En baie interessant, van hierdie oomblik af kan ons gaan kyk na die Babiloniërs en die toename in hulle mag en op die ou ende wêrelddominansie Europa en die Midde-Ooste, en soos wat ons dan die wêreldkaart van daardie tyd van Europa en die Midde-Ooste en Afrika ken, het hulle tot op 'n baie ver plekke het hulle geregeer. Israel, die noordelike ryk is deur die Assiriërs oorwin. Die Assiriërs kon nie Israel of Juda oorwin nie, maar die Babiloniërs kon Juda oorwin, en hulle het wapens gehad wat gelykstaande was aan die wapens van Juda, as gevolg van dit wat Hizkia gedoen het. Hizkia het vir hulle hierdie geheime gegee. Baie van die konings van Israel het dit goed gedink
en nie net konings van Israel nie, maar die konings van Juda, het goed gedink om alliansies te vorm met die sterk konings van die noorde. En dit was in 'n vroeë tyd Sirië, Damaskus, later Assirië, later Babel, Mede en Perse, en in die suide was dit die Egiptenaars gewees. Maar die Here het sy volk alreeds gewaarsku. Eksodus 23 vers 31 tot 33. En ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee af tot by die see van die Filistyne en van die woestyn af tot by die Eufraat. Want ek sal die inwoners van die land in julle hand gee en jy sal hulle voor jou uit verdrywe. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n stryk wees. Die Here sê, moenie bekommerd wees nie, klein volkie, ek sal vir julle stry. Maar hulle het nie geluister nie. Hulle het hulle heil gesoek by ander groot volkere. En so het die alliansies gevorm. En dit was sommige van die konings van Juda wat na die noorde gegaan het, hulle is bedrieg. Sommige het dan daarna gegaan na die suide, na Egipte, maar elke keer is Juda bedrieg. En dit was die Here wat gewaarsku het om nie na Egipte toe te gaan nie, die geknakte rietstok, waar as jy daarop leun, dit deur jou hand sou steek. Dit is bedrieglik. En Hizkia het met die Babiloniërs, het hy 'n alliansie gevorm. Alhoewel hulle nie die wêreldheersers was nie, het Hizkia geredeneer, saam sal ons beter wees. As ons saamwerk, sal ons sterker wees. En toe kom die Babiloniërs, omdat hulle gehoor het dat hy siek was en hy gesond geword het, en toe was dit hulle geleentheid gewees om te probeer om hulle hande te kry op die geheime dokumente. Die Federale Bureau van Intelligensie van Babel het gekom om dan hulde te bring aan koning Hizkia, maar te probeer om hom sag te praat om hierdie geheime te kry. En hulle het ingestap met geskenke en hulle sê, ons is so bly dat jy gesond geword het en dit is so wonderlik, en Hizkia was dadelik oorweldig met hierdie heuningskwas wat hulle uitgebring het en om sy mond gesmeer het. En hy het hulle geneem en sy skatkamers vir hulle gewys. En net nadat hy dit gedoen het, kom die profeet Jesaja opgewek deur die Here. Want die profete kan vir jou sê wat jy in jou binnekamer spreek. So Hizkia het gedink, niemand weet van hierdie intelligensie wat gewissel word tussen Juda en die Babiloniërs nie. Dis geheime vergaderings wat gehou is. En hier kom Jesaja en gesê, dag sê koning, wie was hierdie mense wat nou net hier weg is? Nee, dis die Babiloniërs. Wat het hulle kom doen hier? En ons sien Hizkia steek niks weg nie. Omdat Hizkia kind van God was, en hy die profeet Jesaja geken het, en die geskiedenis van die profete, het hy geweet, daar's geen doel daarin om leuns te vertel nie. So Hizkia lê als op die tafel. Wel, hulle was hier en ek het hulle alles gewys wat in my skatkamers is en die wapentuig wat ons het. En toe sê Jesaja vir Hizkia, al daardie dinge wat jy vir hulle gewys het in jou skatkamers sal na Babel geneem word. En meer as dit nog, jou nageslag sal diensknegte in die huis van die koning wees. Jou nageslag sal slawe wees
in die paleise van Babel. En wat was Hizkia se reaksie gewees op wat hy van Jesaja gehoor het? Gelukkig sal daar vrede in my tyd wees. Solank daar vrede in my tyd is. So ons moet na dit kyk wat ons hier voor ons sien afspeel. En nou moet ons dink in terme van ons toekoms. Maar ons het nie geheime wat ons het van massavernietiging en iets wat iemand anders hulle hande wil oplê nie. Maar die beginsel wat ek wil hê ons na moet kyk is, wat is ons gesindheid teenoor die toekoms van ons kinders? Neem ons as kinders van God, en onthou, ons kan nie sê, maar dit is die gesindheid van 'n heiden nie. Hierdie was koning Hizkia. Hy het gestruikel en geval. En ons het voete van klei, ons kan struikel en val, en daarom moet ons nie hoogmoedig wees nie, maar ons moet leer uit die foute van ons voorgangers. Ons moet leer terwyl die Here dit vir ons opgeteken het om daaruit te leer. En ons moet sien dat daar 'n groot les te leer is. Ons kan een van twee, as kinders van God, kan ons een van twee posisies inneem. Ons kan sê, wel, ek wil hê dat my kinders en my kleinkinders 'n toekoms sal hê. Of ons kan 'n korttermynplan hê en ons sê ons het alliansies in hierdie wêreld wat van korte duur is, waarvoor ons kinders en kleinkinders 'n duur prys sal betaal, maar solank dit in ons tyd met ons goed gaan. Ons kan een van hierdie twee redenasies sê. Ons sien dat die Hebreërskrywer sê vir ons dat ons het die vaders na die vlees gehad om ons te tugtig tot hulle beswil. Maar dat God ons Vader ons tugtig tot ons beswil. So selfsug baie keer is by die vaders van die huis, en tugtiging en dissipline gaan oor die geite van die pa. Maar wat die Here doen is, hy kom stel vir ons die voorbeeld dat hy ons tugtig tot ons beswil, sodat ons kinders nie na ons geite kan dissiplineer en leer nie, maar na hulle eie beswil. En so moet ons onsself die vraag afvra, watter een van hierdie twee? Om dan te sê, solank dit in my tyd rustig en voorspoedig gaan, is dit vir hierdie my beswil, want is definitief nie vir hulle beswil nie. Of sal ons die moeilike pad stap, verskoon tog, vir dit wat vir hulle tot beswil is. Ons sien wat Hizkia gekies het. Maar ons weet dadelik wat die Here van ons verwag. In ons geskiedenis van ons voorgeslagte sien ons dat daar van die tyd van Jan van Riebeeck af, 1652, 5 jaar daarna is daar plase langs die Liesbeek rivier aan die vryburgers gegee. En van daardie oomblik af dat 'n paar vryboere begin boer het, is daar tussen die regering en die boere was daar 'n kopstamp gewees. Want die regering, dit is ons kan sê die Nederlandse regering, maar dit is nie eintlik heeltemal waar nie, dit was eintlik die Here 17 gewees van die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, en hulle was baie slinks, en het hulle nie net by een land hulle alliansies reg gehad nie, maar dit geskuif, en hulle is onder druk, die boere is onder druk, want daar was prysvaststellings gewees, en 'n verbod gewees op onderhandelings met die inheemse mense.
Dit was alleen die VOC wat alleen reg gehad het op onderhandelings, met veereilings ensovoorts. Al wat die vryburgers kon doen, was om te boer en hulle produkte te verkoop aan die VOC teen die vasgestelde pryse. Dadelik was daar wrywing gewees. En daardie wrywing het nie afgeneem nie, maar daar was voortdurend 'n stryd tussen die vryburgers en die VOC. En dit het geeskaleer tot op die punt waar die vryburgers dit nie meer kon hanteer nie, en die vryburgers was waarskynlik omdat hulle Christene was, baie lankmoedig gewees. En in die jaar 1795 het die vryburgers genoeg gehad van die Nederlandse regering, die Nederlandse goewerneurs, en het Swellendam weggeskeer en daardie Drosdui, daardie area, het hulle dan die Republiek van Swellendam gestig. Tegelykertyd in Graaf-Reinet het die burgers daar die regering van hulle tyd omvergewerp, dieselfde as Swellendam, en hulle die Republiek van Graaf-Reinet gestig. Dit was in Junie 1795. En op daardie stadium, om 'n lang storie kort te maak, gebeure in Nederland, Engeland, die prins van Oranje wat gevlug het na Engeland toe, en sodoende het die met baie geskiedenis wat jy kan gaan oplees. Wat ek net daardeur wil sê is, die Engelse het die Kaap in September 1795 geannexeer. So was letterlik 'n paar maande wat hierdie republieke bestaan het. En toe neem 'n mag oor, die Engelse mag, wat nog sterker neergekom het op die vryboere, op die vryburgers, as wat die Nederlandse regering op hulle neergekom het. En so beleef hulle toe maar weer dieselfde en weer dieselfde frustrasies, en dis waar hulle besluit het dan 1804 om te trek, en baie van die trekkers van daardie tyd af te begin die binneland te bespied en om daar vir hulle self en vir hulle kinders 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms te soek. En sodoende was die voorouers se idee, ons wil nie net vir onsself nie, want dan kan hulle tydelike alliansies met die Nederlandse regering voor 1795 of na 1795 met die Engelse regering alliansies gevorm het, maar het hulle gegaan en gesê, wel, kom ons gaan die binneland in. En hulle het in daardie streke twee boererepublieke, ons ken die geskiedenis van die Oranje Vrystaat en dan ook die Suid-Afrikaanse Republiek, daardie twee boererepublieke, om vir hulle self 'n toekoms te bou. En toe in die Oranje Vrystaat het hulle diamante gevind, eintlik Kimberley, Kaapprovinsie, naby die grens van die Oranje Vrystaat, en daar het oorloë op daardie grens plaasgevind. En dieselfde in die Suid-Afrikaanse Republiek met die goud wat hulle daar gevind het, en dit het alles verander. Maar in hierdie tyd, voor dit gebeur het, was daar 'n poging om vir hulle en vir hulle kinders dan 'n toekoms te skep, en het hulle dan ook probeer om die Bantu stamme te help, terwyl hulle voortdurend met mekaar in bekleierery betrokke was. En in een van hierdie pogings om vrede tussen van hierdie Bantu stamme te maak, en hulle vir Dingaan hier in Natal probeer bystaan het om sy gesteelde vee van Sekonyela terug te kry,
het Retief hulle met die vee teruggekom en ons ken die geskiedenis van hoe hulle in 'n lokval gelei is en vermoor is. En dit het aanleiding gegee tot die strafkommando van Andries Pretorius en dit het aanleiding gegee tot die gebeure van Bloedrivier. En dan moet ons eerlik wees met ons geskiedenis dat daar 'n wegbeweeg van die idee van 'n toekoms vir ons kinders was, en weer eens soos ek sê, dit is baie en ingewikkelde geskiedenis, baie lang en ingewikkelde geskiedenis, van hoe daar mense gekom het wat hulle eie belange voor hulle nageslag se belange geplaas het. En heersigtigheid om oor die hele land te regeer, en ons het gesien wat in die tyd van apartheid gebeur het. En hierdie warm patat wat geskep is vir die een na die ander persoon gegooi, en ons kan kritiek lewer soos ons wil. Ek moet eerlikwaar sê, as ek kyk na hoe hulle dit moes hanteer, en daar die warm patat moes hanteer, was dit bitter moeilik, en maak nie saak hoe jy dit sou hanteer nie, jy sou gekritiseer word, en dit is wat ons sien, groot kritiek van die mense wat in die geskiedenis dit hanteer het. So daarom wil ons nie te veel stil staan by die kritiek nie, maar wat ons wel kan erken is om te sê daar is groot foute gemaak om oor almal en alles in Suid-Afrika te wil heers. Dit is nie 'n goeie strategie vir die toekoms van jou kinders nie, maar wanneer dit kom daarby dat jy besighede het en jy goedkoop arbeid kan hê en jy ryk kan word, dan is sommige se redenasie, solank dit in my tyd voorspoedig gaan. Maar wat van die nageslag? En so sit ons dan, en ek wil weer eens sê, dit was in 'n groot mate, almal het nie al die kennis gehad nie, en daar is sekere dinge wat weggesteek is, en ons het nie geweet, ons voorouers het nie geweet wat die toekoms sou inhou nie, so sommige het net bloot saam met die stroom gegaan. En ek wil net vir u sê dat ons het nodig om so objektief as moontlik na ons geskiedenis te kyk, en nie alles wat gebeur het was verkeerd nie. Nie alles wat Hiskia gedoen het was verkeerd nie, alles wat Dawid gedoen het was verkeerd nie. Maar Dawid het foute gemaak, en God het dit uitgelig. En Hiskia het foute gemaak, en God het dit uitgelig. En ons voorouers het die Here gedien, maar hulle het ook foute gemaak. En ons moet dit erken. En ons is veronderstel om op hulle skouers te bou, en nie dieselfde foute weer te maak nie. Maar hoe dit ook al sê, ons is die kinders en die kleinkinders en die agterkleinkinders van, wel, die besluite wat ons voorouers gemaak het, net soos wat die nageslag van Hiskia dan 'n profesie oor hulle gehad het, dat hulle diensknegte en slawe sou wees. En so sien ons dan koninklikes wat as slawe moes dien in Babel. Uit die stam van Juda, mense soos Daniel die profeet, was uit die stam van Juda. Waarskynlik het hierdie koningshuis, en is op hom en sy vriende, verskoon tog, dat hierdie profesie dan ook heenwys Sadrag, Mesach en Abednego, almal uit die nageslag van Juda, waarskynlik uit die nageslag van Hiskia, en hulle dienswerk in Babel gedoen. Maar die Here het hulle posisie, wat eintlik lyk asof dit totaal en al 'n mislukking was, daar geen heenkome was nie, dat daar geen toekoms was nie. Uit daardie omstandighede verhef die Here vir Daniel en Sadrag en Mesach en Abednego, en hulle het deur vuur en foltering gegaan, om dan op die ou eind gerespekteer te word, deur diegene van die
Babyloniese hooggeplaastes, koning Nebukadneser, en later sy seun en sy kleinseun Belsasar. En nie net hulle nie, maar die Meders en die Perse wat die Babyloniërs oorgeneem het, Darius ook het Daniël as 'n ou man groot gesag en ontzag van die koning van die Meders en die Perse, Kores en Darius gehad. So hulle was nie verlaat nie. En die omstandighede was nooit so moedeloos geweest dat hulle hoef op te gee en te sê, daar's geen heenkome vir ons, daar's geen toekoms vir ons nie. Want die Here laat nie die sonde van die ouers op die kinders rus nie. Dit is nie soos wat daar gesê is, dat die ouers het groen druiwe geëet en die kinders se tande het stomp geword nie. Elkeen sal sy eie pak dra, elkeen sal in sy omstandighede, hoe dit ook al was, en in watter omstandighede die voorouers hulle dan ook gedompel het geen verskoning nie, hulle self moet hulle heenkome na die Here soek en vind. So ons omstandighede kan moeilik gemaak word deur besluite in die verlede, maar dit help nie dat ons hier sit en sê, die verlede en alles wat verkeerd geloop het in die verlede, en ons is maar bloot die mense wat moet ly as gevolg van dinge van die verlede nie, dan klink ons soos diegene wat die heerskappy het. En hulle kla voortdurend oor dit wat in die verlede gebeur het. Hierdie is die hede, hierdie is die tyd waarin ons die Here moet soek en vind. En nou, ons weet dat die Here werk met individue. Jy is 'n kind van God, jy het 'n verhouding met die Here as 'n individu. Dan ook die gemeente, as 'n gemeente is ons dan ook saam gemeente van die Here en is ons verantwoordelik teenoor die Here. En ons sien dit gaan selfs verder in die Ou Testament, sowel as in die Nuwe Testament, stede, Sodom en Gomorra, Ninive, hulle sondes het opgestyg voor die aangesig van die Here. In die Nuwe Testament kom Christus en leer van die onboedvaardige stede, Kapernaum, Chorazin, Betsaida. So daar's ook wat dorpe en stede aan betref, 'n verantwoordelikheid wat elkeen het om voor die Here te leef in gehoorsaamheid. En sodoende ons het 'n verantwoordelikheid en in ons tyd het ons nodig om die Here te soek en te vind. En baie in Suid-Afrika kom agter, uit verskillende nasies, kom agter, ons het nodig om die Here te soek en te vind. 20, 30 jaar gelede was dit nie baie populêr om te praat oor die Here en te praat oor om die Here te erken nie. Deesdae is dit baie meer populêr, wat 'n goeie ding is, 'n skuif in die regte rigting is, maar die probleem wat ek daarmee sien is dat die leersuiwerheid is iets wat ontbreek. En dit is iets wat die profete gepla het. Die valse profete het baie keer valse hoop aan die volk Israel en aan Juda gegee. So hulle het oor die Here gepraat, maar hulle het valse hoop vir mense gegee. En nou, gewoonlik die ware profete het dan so 'n bietjie die kersies doodgeblaas van die valse profete deur die waarheid vir die volk te gee. Verskoon tog. So ek gee erkenning waar daar erkenning nodig is, en dit is dat ons 'n baie meer oop gemeenskap het en baie meer bereid is om te praat oor die Here, maar die ontbreking van leersuiwerheid is iets wat in ons tyd ontbreek.
En mense gee nie om nie. En waar daar mense is wat in posisies geplaas word, dan dink jy by jouself, miskien is hierdie 'n Daniël van ons tyd, miskien is hierdie 'n Sadrag, Mesach en Abednego van ons tyd. Dan sien ons kompromie en ons sien dit leer suiwerheid. Dit gaan eerder oor getrouheid aan volk en vaderland, eerder as getrouheid aan God. Terwyl ons eerste prioriteit getrouheid aan God moet wees. In die tydperk van die reformatie, toe daar 'n werklike terugkeer na die Here was daar strydkrete wat gelei het ad fontes, terug na die bron. Ad fontes, fontein, terug na die fontein, terug na die bron, terug na die skrif. Nie wat sê die paus oor die skrif of biskoppe oor die skrif nie, maar wat sê die skrif self in sy konteks. Terug na die fontein. Nie wat mense sê oor die kerkvaders nie, maar gaan terug na die bron. Wat sê die kerkvaders self? Want jy sien die Romeinse kerk het die kerkvaders as 'n buffer gebruik om alles goed te keer wat hulle gedoen het. Terug na die fontein. Ook 'n slagspreuk, Paus Tenebras Lux, na duisternis lig. Na die tyd van die duisternis wat die Romeinse kerk oor Europa gebring het, het lig gekom deur die reformatie. Ook een van die slagspreuke van die reformatie, Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Weet jy wat pla my? Strydkrete in ons tyd. Ons sal self. Ons sal self. Nou, dit is duidelik dat as ander nie iets wil doen nie, dan moet jy dit self doen. Maar ons hoor nie dat hierdie tipe strydkrete uit die reformatie uitkom nie. Maar eerder soos Soli Deo Gloria, aan God die eer, terug na sy woord, na hom wat lig gee in duisternis. So ek sê nie almal is skuldig daaraan nie, maar wat my pla is die groot tendens daarvan van mense wat opstaan in eie krag, en wat ons duidelik in die woord van die Here sien, is dat hy sy volk gekies het, juis omdat hulle so swak was, en dat hulle nie moes roem onder ander om te sê, ons is so sterk nie. Jeremia sê vir die volk, Jeremia 17 vers 5, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Vervloek is die man wat op die mens vertrou. So ons het nodig om planne te maak, maar moenie dat die mense se planne jou God word nie. Jou einddoel word nie. Moenie blindelings mense volg nie. Toets die geeste, sê die skrif vir ons. Psalm 146, vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer na die aarde toe, daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, en wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeres brood gee, die Here maak die gevangenes los. Salig hulle wat op die Here vertrou, nie op die mens, nie op die politieke leiers, want ons hoor van ons mense, luister, die verkiesing kom, die tussenverkiesings kom, as ons nie vir hierdie party stem nie, dan gaan ons gate in ons paaie hê, en die strande gaan nie skoongemaak word nie, en dit en dat, en dit en dat. Terwyl daai einste partye goedkeuring gee aan aborsies, dat miljoene op hierdie stadium al van dat aborsie geregverdig of wettig gemaak, nie geregverdig, wettig gemaak is deur die land se wette. En so, ek is jammer, maar dan sal ek soos die profete van die Here die kersies van die partytjie doodblaas en sê, ons kan nie hande vat en alliansies vorm en sê, ons is saam met die Babiloniërs
En daardeur bedoel ek nie een politieke party teenoor ander politieke partye nie. Ek sê selfs buitelandse hulp. Ons kan nie sê ons is sterker saam met hierdie buitelandse hulp, terwyl ons vertroue gefokus is daarop en nie op die Here nie. So verstaan my reg, ek is bly oor mense wat oor die Here begin praat, ek is bly dat daar meer vryheid is, ek is bly dat mense aanmoedig vir mense om kerk toe te gaan en als, maar dan sien jy dit wat verkondig word, en dit maak my bekommerd, omdat leersuiwerheid baie ver agter staan, dat ons geloofsbelydenisse nie 'n baie prominente plek het nie. Dan luister jy na 'n persoon, en ek het al na 'n paar mense geluister, dan klink dit vir my verskriklik goed, totdat hulle op die punt kom dat hulle sê, en sodoende moet ons besef, dat alle godsdienste is gelyk, ons is op 'n gelyke vlak, ons is almal kinders van die Here. Is nie waar nie. En dan blaas ek maar die kersies van die partytjie uit en gooi koue water dan op die gesigte van die partytjiegangers en almal is kwaad, maar ons kan nie so voortgaan nie. En in ons geslag mal samelewing, wat ek daardeur bedoel, ons ken nie meer die geslag tussen die verskil van die geslagte tussen man en vrou nie. En dan word daar maar net bloot salf gesmeer oor die transbeweging en homoseksuele bewegings, en wanneer daar by verkiesings kom, dan luister jy oor die radio, wat is hierdie politieke party se beleid, en dan word daar baie keer vir hulle gevra, wat het die homoseksuele gemeenskap 'n toekoms in julle politieke party? Het die transbeweging 'n plek in julle party? Ja, dis net om stemme te kry, alliansies te vorm. Want solank dit in my tyd voorspoedig gaan. Maar die Here leer vir ons dat ons op hom moet vertrou. En ons sien in die geval van Israel, die Here plaas hulle op 'n plek. Gaan kyk bietjie na die kaart, dan sal jy sien, die Here het Israel geplaas as 'n klein volkie, as 'n klein landjie. En daar het hulle van die tydperk van Abraham af die belofte ontvang, na die wildernis tydperk die land oorgeneem, en dis 'n landjie so groot soos die Kruger Wildtuin. Maar strategies moet jy deur Israel gaan as jy van Europa af padlands na Afrika gaan, of van Afrika af na die Midde-Ooste, of van Afrika af na Europa toe. En dit was op 'n kruispad. En dit was die oorlogsgronde waar groot nasies, waar Egipte baie keer ander nasies ontmoet het vir oorlog. Dit was een van die gevaarlikste plekke in die wêreld, en die Here het daardie plek gekies as sy volk se land. En oorlog op oorlog op oorlog. Waarom? Sodat hulle nie op hulle self sou vertrou nie, maar op die Here sou vertrou. En dinge wat met ons besig is om te gebeur met ons, omdat die Here ons fokus op hom wil rig, dat ons nie op die mense vertrou nie, sodat ons hulp van die Here kan ontvang en 'n hoopvolle toekoms vir ons kinders kan hê, en nie redeneer soos Hizkia geredeneer het nie. Spreuke 13 vers 22 sê, 'n goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. Vir diegene wat die Here dien, is daar nie net hoop vir hulle nie net hoop vir hulle kinders nie, maar ook hoop vir hulle kindskinders. God is 'n God van die verbond. En die wat hom liefhet, ook hulle nageslag ontferm hy hom oor. En so het ons dan nodig om ons kinders reg te leer, en ons weet wat in die skole besig is om te gebeur. En ek wil hê die ouers moet mooi kyk na wat hulle kinders op skool geleer word. Ek het nou onlangs met my broer gesels, hulle het 'n geval gehad waar godsdiens in die skool aangebied word,
O, wonderlik, daar word Bybel gelees, daar word godsdienst vir die kinders geleer en die kind kom toe met hierdie Bybellesie van die skool af by die huis en Jesus by sy doop het die seun van God geword. Nee, hierdie is die ewige seun van God. En die ewige seun van God was van ewigheid af die seun en hy het in tyd mens kom word. Baie sal sê, ja, julle kloof hare. Nee, dis die waarheid. Om te sê dat hy by sy doop die seun van God geword het, is 'n leuen. Jy sien, dis waar die verskil inkom. O nee, ons paaie skei dan, want jy wil dan nou so krities wees. En ons het nodig om te leer, want as hierdie saadjies van leuns versprei word, en dit ontkiem in die hart van jou kind, gaan dit vir jou groot smarte veroorsaak. Ek kan sien waarom mense sal sê, ja, dis waarvoor ons bang is, dis waarom ons sal self. Ons moet sê, dit is die gevaar, laat ons dan in die naam van die Here ons kinders opvoed. En soms het ons nodig om moeilike besluite te neem, en besluite wat ons voel ons finansiëel ruïneer, om ons kinders te help. Maar die Here beloof sy seën vir diegene wat hom volg. Selfs die nalatenskap, selfs die erfdeel van die goddelose, maak hulle bymekaar vir die regverdige, sodat die regverdige sy kinders kan laat erwe. En nie net dit nie, maar in die gebooie van die Here sê hy vir ons, dat die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou, duisende geslagte daarvan, sy barmhartigheid en genade sal ervaar. Nie net, ons het in 'n sekere mate, ons het die verantwoordelikheid om ons kinders, en as ons oud genoeg is, ons kleinkinders te leer, en verantwoordelikheid vir hulle en hulle geestelike lewens te neem, maar daar's 'n stadium wat ons net te swak is, en wat ons sterf, en ons geen beheer het oor die res van die toekoms. Die Here sê, duisende geslagte van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Hy sal sorg vir diegene wat ver buite ons bereik is, en aan hulle barmhartigheid bewys. Hy beperk die afvalligheid van jou nageslag tot 2 en 3 geslagte, die 3de en die 4de geslag van die wat hom haat, en dan plaas hy 'n beperking, 'n rem daarop, sodat hy dan sy belofte kan vervul in duisende geslagte van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. So daarom gee ons dit aan die Here oor. So kind van God, ons sit in 'n situasie wat ons nie geskep het nie. Ons beleef bittere stryd, ekonomies, polities, godsdienstig, maar die Here leer ons om op hom te vertrou. Dat ons verantwoordelik moet leef en ons verantwoordelikhede na te kom. Nie korttermynplannetjies sodat daar net in ons tyd vrede sal wees nie. Dis nie die gees en die gesindheid van ons voorouers nie. Dat ons sal dink aan ons nageslag en dat daar ook vrede mag wees in die tyd van ons kinders en ons kleinkinders. Daarom moet ons na die gebooie van die Here luister. Daarom het ons nodig om, soos wat Moses dan aan die volk gesê het, skerp dit vir jou kinders in. Leer dit hulle, as jy op pad is, as jy by die huis is, as jy gaan slaap, as jy opstaan, leer jou kinders, skerp hulle in, tot hulle beswil, nie tot ons beswil en tot ons kortstondige voordeel, dat ons met die vyand alliansies vorm, sodat dit net in ons tyd vrede kan wees nie. Maar dat ons werklik in dankbaarheid sal wandel in die gebooie van die Here, want dit is liefde tot God, en liefde tot ons naaste as ons in die gebooie van die Here wandel, en sy gebooie is nie swaar nie. Dat ons op Jesus Christus se versoenverdienste alleen vertrou is die wyse waarop God ons loskoop. Daar's geen ander manier nie, daar's geen ander naam wat vir ons gegee word as die naam van Jesus Christus, ons Here nie. En sal hou by die suiwerheid van sy woord
en ons belydenisse help ons daarin. Mag God ons help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die voordeel wat ons kan hê om U naam aan te roep. Dankie dat U Uself oor ons ontferm en U leer ons om ons te bekeer, om op U te vertrou, om weg te kyk na die omstandighede wat rondom ons is. En alhoewel dit donker lyk, soos wat dit vir Daniël en sy vriende gelyk het U nogtans die nageslag van Hiskia geseën, terwyl hy self verkeerde besluite geneem het. Ons weet, Here, dat daar in die verlede foute gemaak is. Ten spyte daarvan kyk ons na U toe om ook, Here, in ons tyd in te gryp, ons te help, en help ons, Here, om ons kinders en ons kleinkinders en die verre geslagte tot in die 1000ste geslag Uself te ontferm. Help ons om ons verantwoordelikhede na te kom. Help ons om nie in die slaggat te trap om te sê dat ons sal self nie, maar dat ons in die naam van die Here sal oorwin en op U alleen vertrou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.